kunt nie wat wou self my sake reel. Goeiemôre aan almal. En baie welkom by vanoggend se erediens. En hiermee saam wil ek ook uitlig die woord welkom kan dalk bietjie vreemd klink, veral met die omstandighede van vandag. Dit kan dalk 'n bietjie onvanpas wees. Maar ons as gemeente hier by NG KPO wil elke liewe een van julle 'n hartlike welkom heet. Dat julle hier by ons as gemeente dalk vir die eerste keer kom besoek. Dat dit werklik 'n kuier sal wees van liefde, vrede, waar julle ook net die teenwoordigheid van die Here sal beleef en dat julle julle sorge ook so by hom sal kan oordra. Ons is almal hier vandag by mekaar om afskeid te neem van 'n besonderse mens, Colleen van der Merwe. 'n geliefde vrou, 'n ma, 'n ouma, 'n vriendin en nog vele meer. Ek het gister die voorreg gehad om bietjie saam met die nabye familie te sit en ons het bloot net bietjie gesels oor Colleen en alles wat sy al gedoen het en hoe sy hulle lewens aangeraak het. En ek dink dit sal eintlik baie mooi wees om vandag van dit wat hulle vir my gesê het met elkeen van julle te deel. En geliefdes, in hierdie proses gaan julle herinneringe van haar ook begin rondhardloop. Verwelkom dit. Dit is tog, ons is hier vandag om haar lewe te vier en dan daarmee saam ook net die Here te dank vir alles wat hy gedoen het. Hulle het vir my gesê dat sy was 'n spur of the moment tipe mens gewees en dat sy baie lief was vir, en julle gaan reg hoor, vir koffie en sjokolade in die oggende. Of soos 'n mens nou sal sê, a breakfast of champions. Dink is dalk nogal 'n goeie gewoonte om aan te leer. Sy was 'n baie sterk vrou gewees en niks was ooit vir haar te veel as dit by haar familie gekom het nie. Sy was absoluut 'n staatmaker. Mens kon op haar knoppie druk vir enige iets. En sy het bo haar vermoë uitgegaan. Sy was baie lief vir haar kinders, haar kleinkinders, of soos wat sy na haar kleinkinders verwys het, granny's darlings. Sy en die oom, hulle was baie lief daarvoor om buite in die tuin te sit. En dan het hulle die vliegtuie aanskou terwyl hulle rooiwyn gedrink het en 'n paar chippies geëet het. Die oom het my ook nog vertel, toe hulle ontmoet het 'n hele rukkie terug, was hulle op 'n blind date gewees, soos wat die mense dit nou sal noem. En die tannie het toe later vir hom gesê, maar na daai eerste keer wat hulle ontmoet het, het sy in haar dagboekie gaan skryf. Nie die tipe vir my nie. Nee, dit pas nie so mooi nie. Wel oom het iets reg gedoen. Want geliefdes, hierdie komende September is dit hulle 43ste huweliksherdenking. Sy was baie lief vir hulle familievakansies gewees, as ook haar trippie nou en dan Nieu-Seeland toe. Die familie het ook gepraat van 'n spesifieke vakansie by Magalies Park en die trapbootjies wat haar senuwees teen die mure uitgedryf het. Nou geliefdes, ek ken nie die volle storie nie. Ek moedig julle aan, vra vir die nabye familie na verloop van die erediens. Wat het met daai trapbootjies gebeur? Donderdag aande was amptelik die familiebraai aand gewees en braai sal daar gebraai word. Hulle het bygelas, die steak moet net op 'n spesifieke manier gaar gemaak word. En van wat ek kon aflei, was sy 'n medium to rare tipe dame gewees, so wonderlik met daai ene. Die oom het my ook 'n storie vertel van eendag het hy gras gesny daar by hulle plekkie. En daar rondom die grasperk het die bye vir hulle 'n nesie gemaak. En dit was nou baie sterend geweest soos hy besig was om gras te sny. So die bye was baie ongelukkig en hulle wou die oom toe beet kry. Nou die tannie het nie daarvoor gestaan nie. Nee, Colleen het 'n plan beraam. Sy het 'n vleeplak gaan kry en soos die oom besig was om gras te sny, het sy so agter hom aangeloop en as 'n by dit durf om naby haar man te kom, net so vinnig links of regs en so het sy hom beskerm. Ek het die familie toe ook gevra, as hulle die geleentheid gehad het om nog een ding vir haar te kon sê, wat sou dit wees? Hulle het gesê, dankie ma, en ons is lief vir ma. Dankie vir alles wat jy vir die familie gedoen het. En laastens, die skydive episode gaan nog gebeur. Nou geliefdes, weer eens, vra vir die nabye familie en julle sal weet waaroor dit gaan. Ek het al hierdie met julle gedeel vir 'n spesifieke doel, om 'n sekere punt oor te dra. En dit is die herinneringe wat julle van haar het, leef voort in elke liewe een van julle. Die dood kon haar aardse lewe tot 'n einde bring, ja, maar dit kon nie skeiding bring
tussen die goeie tye wat julle saam met haar gedeel het nie. Moenie van julle herinneringe vlug nie. Baie mense, baie families het hierdie uitkyk dat sodra iemand tot sterwe kom, dink hulle lewensboek is toegemaak en daai lewensboek moet weggeberg word. Mens mag nie oor die persoon praat nie, en mens mag nie deel van die goeie tye wat 'n mens gehad het nie. Geliefdes, moenie in daai slaggat trap nie. Lag, huil, treur en deel saam oor wie sy was, oor hoe sy julle lewens aangeraak het, die voetspore wat vir altyd in julle harte sal wees. En laat die vlam wat sy in julle lewens was en steeds is, helder brand. Volgende gedeelte van vanoggend se erediens deel ek net vinnig die bedankings namens die familie. Hulle wil baie dankie sê vir almal wie betrokke was by Bonitas en wie gehelp het hierdie laaste tyd. Dit het vir hulle werklik baie beteken vir die versorging ensovoorts. Elke liewe persoon wil hulle ook 'n boodskap van dank oordra wie hulle bygestaan het vir die boodskappe, die oproepe, die omgee of bloot net 'n oor om na te luister. Of vir hulle baie dankie sê. En dan 'n spesiale dank vir my en dan ook vir die oom se sussie en vir Tinus en dan ook so die kinders vir alles wat hulle gedoen het in hierdie moeilike tyd, sê die familie baie, baie dankie. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Geliefdes, kom ons gebruik hierdie geleentheid om saam te bid. Here, dankie dat ons as familie nou na 'n besonderse lied kon luister, waar ons net weer ons gedagtes kon rig op U wat vir ons die finale prys betaal het. U wat U lewe vir ons gegee het. En daardeur het ons nou vrye toegang tot die ewige troon, die ewige lewe. Dankie vir almal wat vandag hier is. Here, waar ons 'n besonderse mens se lewe kom vier, maar waar ons ook vir 'n oomblik stil staan en eerlik raak oor die verlies in elkeen van ons se harte. Here, die seer wat ons het. Baie kere in sulke omstandighede weet ons nie wat om te sê of wat om te doen nie. Baie kere is ons de mekaar, teenstrydige emosies wat teen mekaar bots. Ek vra asseblief, Here, dat elkeen vandag hier sal weet, maar ons het die vrymoedigheid om U te nader in alles. As ons de mekaar is hartseer, as ons tot kwaad is, kan ons na U toe draai en U sal ons verwelkom met ope arms. U weet wat in elkeen se hart vandag aangaan en ek vra, Here, stap 'n pad van genesing saam met hulle. Maar dat hulle ook eerlik sal wees oor dit wat in hulle harte aangaan, oor die rouproses wat voor lê. Staan hulle by, Here. En dankie ook vir U woord, want ons lees in U woord dat U is naby die wie se harte gebreek is. Help asseblief elkeen vandag dat ons ook so nader na U toe kan beweeg, dat ons verhouding met U sal versterk en dat ons weet, maar dit wat met Colleen gebeur het, Here, dit is nie die einde nie. Daar is soveel meer wat voor lê. Ons dankie vir alle genade en die liefde. Amen. Geliefdes, die eerste punt waarby ek vandag gaan stil staan, kan opgesom word in 2 kort, eenvoudige woorde. Verlies aan die een kant en verlos. Ek begin deur bietjie te praat oor verlies. Elkeen van julle hier vandag het 'n baie groot verlies ervaar toe julle die nuus gehoor het dat Colleen gesterf het. Baie van julle se reaksie hierop mag dalk gewees het, maar dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie, dis te vroeg. Baie kere wil ons nie die realiteit daarvan aanvaar nie. Baie kere wat dan kan gebeur, ons begin onderhandel met God. Ons soebat en ons smeek die Here, maar Here, asseblief, geef ons 'n ekstra dag. Geef ons 'n ekstra uur. Ons sal enige iets doen net om daai ekstra tydjie saam met ons geliefde deur te kan bring. Maar ongelukkig, soos die tyd verder gaan, begin die realiteit al hoe meer en meer insink. Dit is amper asof 'n gedeelte van baie van julle se identiteit weggeruk is, weggeskeur is. En veral die nabye familie dink ek kan nou daarmee worstel. Maar wie is ek? Nou dat sy nie meer hier is nie. Ek kan myself nie insien nie. Hoe verduidelik ek, hoe beskryf ek die mens wat ek is sonder my ma, my vrou, my ouma wat daar is? Wat ook al julle huidige omstandighede of julle emosionele toestand vandag is, ons almal het 'n baie groot verlies ervaar. Die tweede woord, verlos. Ek dink almal van ons vandag hier is goed bewus van haar omstandighede rakende haar afsterwe. Sy het swaar gekry, sy het beklei. Ek het nie nodig om enigsins verder daaroor uit te brei nie. Maar ten spyte van dit alles, die stryd wat sy aanhou beklei het, vir hoe lank sy sterk gestaan het, kan ons met sekerheid sê, sy is nou verlos. Sy is verlos van al die ongeregtigheid, die onregverdigheid, die gebrokenheid van hierdie wêreld. Sy voel nie meer pyn nie. Sy is nie meer in ongemak nie. Inteendeel, soos die woord ons leer, word sy nou oorweldig deur die genade en die liefde van God, word haar trane van haar wange afgevee. Dit is nie vandag maklik om hier te sit en afskeid te neem, die realiteit te aanvaar nie. Maar daar is iets van vertroosting in die wete dat sy is verlos, dat sy nie meer in pyn is nie. Maar geliefdes, en dit is die volgende gedeelte waar hierdie twee woorde, verlies en verlos, by mekaar uitkom, waar dinge eintlik baie interessant raak.
Ons verlies moet nooit uitgekanselleer word deur die wete dat sy nou verlos is nie. Laat ek verduidelik wat ek hiermee bedoel. Baie Christene se uitkyk rakende die afsterwe van 'n geliefde is, maar hulle is nou in 'n beter plek. Hulle is nou by God, hulle het nie meer pyn nie, hulle het nie meer ongemak nie, dis wonderlik. En daarom moet ons dankbaar wees. Ons moet nie eintlik hartseer wees nie, ons moet dankbaar wees, ons moet die Here dank vir alles wat hy gedoen het. En my reaksie altyd hierop is, ja, dit is absoluut waar. En ons is dankbaar vir dit wat hy gedoen het. Maar, die wete alleen dat sy verlos is, kan nie net in 'n oogwink dit wat hier binne aangaan verwyder nie. Dit kan nie die leemte ewe skielik kom volmaak nie. Maar die unieke ding is hierdie denke, hierdie unieke siening rakende die afsterwe van 'n geliefde, kom voort uit 'n Bybelse vers wat ongelukkig bietjie verkeerd interpreteer word. Die gedeelte is 1 Tessalonisense 4 vers 13 en ek wil dit graag vandag vir julle lees. Dit sê: Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur nie, soos die ander mense wat geen hoop het. Die teks is nie besig om 'n boodskap oor te dra, maar omdat ons nou in die Here glo, omdat ons in 'n verhouding met God Drie-enig staan, nou treur ons nie meer nie. Ons is nou opgelig bo die pyne van verlange. Dit is nie meer deel van ons verwysingsraamwerkie, glad nie. Dit is nie wat die teks probeer sê nie. Die teks is besig om oor te dra, maar oor ons nuwe hoop in God. Oor die hoop wat Jesus Christus vir ons bewerkstellig het, treur ons nou anders as die wat nie daardie hoop het nie. Die vraag wat dan na vore kom is, wat is hierdie nuwe hoop in God? Wat het Jesus Christus vir ons bewerkstellig dat ons nou anders treur as die wat nie hierdie hoop het nie? Geliefdes, om dit aan julle oor te dra, wil ek nog 'n gedeelte vir julle lees, 'n baie bekende gedeelte uit Johannes 11 vers 25 tot 27. Dit sê: Toe sê Jesus vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Vra die Here vir haar. Ja, Here, ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Jesus is hier besig om met Martha te gesels en hy's besig om 'n baie kragtige boodskap aan haar oor te dra. Baie mense vandag, en in alle eerlikheid tot van die begin van tyd af, baie mense het 'n sekere oortuiging van wat hierdie lewe vandag is. En daardie oortuiging is, my tyd hier op aarde is getel en dit is altyd wat ek ooit sal kry. Niks meer, niks minder nie. Die lewe hier en nou is my alles. Hulle is absoluut van die oortuiging, maar sodra ek my oë toemaak, my laaste asem hier op aarde sal uitblaas, dan is daar niks meer vir my nie. Daar is niks aan die ander kant van die dood nie. Baie mense sal sê, maar nee, daar's 'n ewige rustigheid, 'n ewige donkerte of 'n ewige vrede. Baie mense is van die oortuiging, daar is niks. As ons ons laaste asem hier op aarde uitblaas, bestaan ons nie meer nie. Jesus aan die ander kant dra weer 'n totaal en al anderste betekenis oor, rakende wat dit beteken om dood te gaan. Hy sê, maar die wie in my glo, sal lewe, al sterwe hulle ook. En hy gaan verder, hy herhaal dit. Hy sê, maar die wie in hom glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Om bietjie agtergrond te gee rakende hierdie teks, kort voor dit wat ons nou net gelees het Martha se broer Lazarus tot sterwe gekom. Baie mense sê, maar wat Jesus hier eintlik besig is om te doen, is hy vertroos maar net vir Martha, omdat sy 'n geliefde afgestaan het aan die dood. Nee, Jesus is besig om 'n nuwe waarheid aan ons oor te dra.
Hy is besig om 'n nuwe hoop in ons lewens te vestig. Die hoop wat 1 Tessalonisense 4 van praat. En daardie hoop kortliks opgesom is, Jesus Christus, die gestuurde, het werklik aarde toe gekom. Hy het al ons sondes op homself geneem. Dit wat ons verkeerd gedoen het, dit wat ons vandag doen, dit wat ons die toekoms in sal doen, hy het alles gedra. En hy het daai prys afbetaal aan die kruis. En geliefdes, hier wil ek ook pertinent uitlig, hy het dit finaal afbetaal. Baie mense is van die oortuiging, maar Jesus Christus op die kruis het gedeeltelik ons sondes afbetaal. Nee, hy het alles afbetaal. Maar saam met dit wil ek nog 'n belangrike punt uitlig van hierdie hoop wat Jesus Christus vir ons gegee het. Hy sê, die wie in my glo, sal die ewige lewe ontvang. Nie die ewige donkerte, die ewige vrede, die ewige rustigheid nie, die ewige lewe. So wat Jesus Christus vir ons kom doen het rakende die dood. Hy het die dood wat 'n doodloopstraat was, het hy verbreek. En hy het dit verander na 'n oorgangsfase toe. En dit is my baie belangrik dat ons daai onderskeid kan tref. As ons die dood aanskou as 'n doodloopstraat, dan as 'n geliefde se lewe tot 'n einde kom, maak ons hulle lewensboek toe en ons bære dit weg. Maar as die dood ewe skielik 'n oorgangsfase is daai lewensboek nie klaar nie. Ons blaai bloot net 'n bladsy oor en die nuwe en die laaste hoofstuk begin tot in ewigheid. En geliefdes, dit is hieroor dat Jesus sy lewe vir sy kinders gegee het, dat ons vandag kan sê, ons treur anders. Ja, ons treur steeds. Dit is seer in ons harte. Ek meen, as 'n mens bloot net na Jesus Christus self gaan kyk, hy het gehuil toe Lazarus gesterf het. Ons moet hom as voorbeeld gebruik. Maar ons weet oor die nuwe hoop wat ons van hom ontvang het, treur ons anders. Want ons weet wat voor lê. En geliefdes, dit is waar ons troos vandag vandaan kom. En ek deel hierdie troos nie om julle pyn te probeer uitkanselleer nie. Maar ek deel dit want dit is die goeie nuus wat die Here vir ons gebring het. Colleen is nou by die Here. En daar sal sy wees tot in ewigheid. Sy sal oorweldig word deur sy glorie, sy liefde, sy vertroosting. En dit is waar sy sal wees. Die laaste gedeelte van vanoggend se erediens. Ek het vir die familie gevra of ek hierdie spesifieke gedeelte vir hulle kan lees. Dit is 'n baie bekende gedeelte. Spreuke 31 vers 10 tot 31. Ons gaan binnekort saam daarna kyk. Eerstens wil ek graag net 'n klein bietjie agtergrond gee sodat ons die teks beter kan verstaan. Nie almal is bewus daarvan nie, maar al die verskillende boeke wat ons in die Bybel kry, word gekategoriseer binne sekere literatuursoorte. Bedoelende die eerste paar boeke in die Ou Testament staan bekend as geskiedenis. Want ons weet, Abraham en Jakob en Josef, daardie mense het werklik geleef. Dan as 'n mens verder gaan bietjie na die Nuwe Testament toe, kry ons die evangelies. Die evangelies is die eerste 4 boeke in die Nuwe Testament: Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Wysheid is die literatuursoort van Spreuke. Baie mense verwys ook na Spreuke as naïewe wysheid. Bedoelende, dit wat Spreuke probeer oordra, is kort en kragtige opsommings van wysheid wat ons in hierdie lewe kan toepas. Baie kere word baie maklik oorgedra en dit is nie altyd so maklik toepasbaar nie, maar die beginsel bly steeds wysheid probeer oorgedra word. Met vanoggend se spesifieke gedeelte, hoofstuk 31, lees ons dat 'n ma het hierdie gedeelte geskryf vir haar seun. Die seun was 'n koning destyds gewees, koning Lemuel. En wat die ma besig is om te doen, is sy wil wysheid aan hom oordra rakende die posisie en die rol van 'n vrou. In die vroeë jare, die Ou Testamentiese jare, waar Judaïsme baie groot en baie sterk was, het 'n vrou nie eintlik veel van 'n sê gehad nie.
'n vrou was gesien as 'n besitting van haar man. 'n Vrou kon nie besluite neem nie, 'n vrou kon nie land of eiendom of enigsins so iets koop nie. Die man was in beheer van alles. Hier kom koning Lemuel se ma en sy probeer aan hom oordra, maar my kind, moenie dieselfde fout maak as wat almal in die stad doen nie. Moenie 'n vrou so kort hou, so probeer onderdruk nie. Gun vir hulle 'n geleentheid, want 'n vrou is besonder. 'n Vrou sal jou kan ondersteun, sal jou kan help, sal jou kan dra. Leer van dit wat ek vir jou sê en moenie doen wat al die ander mans doen nie. En geliefde, saam met dit is dit ook vir my belangrik om uit te lig. Baie mense misbruik hierdie spesifieke gedeelte. Hierdie gedeelte staan ook bekend as die Spreuke vrou. Baie mense sal hierdie teks nader en sê, maar kyk, dit is hoe 'n Bybelse vrou veronderstel is om op te tree. En baie kere sal 'n man of een of ander iemand sal hierdie teks afdwing op 'n vrou deur te sê, maar kyk, jy het nie opgetree soos die Spreuke vrou nie. Jy moet weer Spreuke 31 gaan lees. Daar sal jy leer wat dit beteken om 'n goddelike vrou te wees. Glad nie. Dit is nie wat die teks probeer doen nie. Die teks kom dra bloot die waarde van 'n vrou en 'n ma probeer aan haar seun iets nuuts leer. So geliefdes, ek deel graag 'n paar van hierdie verse en dan pas ons dit ook so op 'n unieke manier aan Colleen in haar lewe toe. Vers 10 sê, 'n knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Ek dink ek kan met absolute sekerheid sê, maar Colleen se waarde, veral vir die nabye familie, kan nie opgemeet word deur edelstene nie. Sy was die wêreld vir soveel van julle gewees. Vers 11 en 12 sê, haar man steun op haar en pluk die vrugte van haar werk. Sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie, haar hele lewe lank. Oom, ek dink ek kan met sekerheid sê dat dit is waarheid vir oom ook. Die oom het soveel waarde gedra van wat die tannie gedoen het. Vroeër, soos ek uitgelig het, hy was nie gesteek deur 'n by nie. Maar die tannie was daar besig met die vleeplak en sy het hom beskerm. Hy dra die vrug van haar werk. Verse 13 en 15 sê, sy maak wol en vlas bymekaar en geniet dit om dit te verwerk. Sy is soos die handelskepe, sy bring kos van ver af in, sy staan op as dit nog nag is, en sy maak kos vir haar huisgesin. Ook haar slavinne kry haar deel. Die familie het gister vir my herhaaldelik gesê, maar sy het uit haar pad uitgegaan vir haar familie. Sy sou enige iets vir hulle gedoen het. En die oom het ook vir my gesê, sy was die gom wat die familie aan mekaar vasgehou het. Dit is die gawe wat 'n vrou in 'n familie het. Die band, die liefde wat almal aan mekaar vasbind. Vers 17 sê, sy pak die werk aan met krag, haar hande staan vir niks verkeerd nie. Klink baie soos Colleen, doen dit nie. Ek lees die res van Spreuke 31 vers 10 tot 31. Sy stel vas of die wins goed is. Haar lamp bly heelnag brand. Sy werk met die spinwiel. Haar hande bly besig met die weefstoel. Sy het 'n oop hand vir die armes. Sy is vrygewig teenoor die behoeftiges. Sy is gerus oor haar huisgesin as dit sneeu. Hulle almal dra warm klere. Sy maak self vir haar dekens en sy dra klere van linne en wol. Haar man is welbekend by die stadspoort waar hy saam met die leiers beraadslaag. Sy maak klere en verkoop dit. Sy lewer gordels aan die handelaars. Alles aan haar spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. As sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding. Lui is sy nie. Haar kinders prys haar, haar man bewonder haar. Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal, sê hy. Uiterlike skoonheid hou nie, 'n mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien,
dan verdien 'n vrou om geprys te word. Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. 'n Besonderse gedeelte. En geliefdes, soos ek vroeër uitgelig het, hierdie teks moet nie interpreteer en gelees word as 'n standaard, die goue standaard, waartoe elke vrou na moet streef nie, glad nie. Dis bloot 'n liefdevolle ma, wat lewenswysheid aan haar seun wil oordra, en vir hom uit te wys, sy oë oop te maak oor, hoe spesiaal is 'n vrou nie. Maar geliefdes, met dit gesê, is dit nie besonders hoe ooreenstemmend die ma se wysheid van 'n vrou is met die lewe en die persoon van Colleen nie. Haar hele wese word vir my amper hierdeur opgesom, haar bereidwilligheid, haar liefde en haar toewyding aan almal. Almal hier vandag het haar voetspore in ons harte. Elke liewe een van julle is aangeraak deur die persoon van wie sy was. Moet dit nooit vergeet nie, moet dit nooit wegbêre nie. Dra dit met trots. Geliefdes, ek sluit af. Ek wens ek kon vir elke liewe een van julle vandag sê, maar die pad vorentoe gaan maklik wees. Dit gaan net makliker raak, die pad vorentoe. Ongelukkig is die rouproses, die treurproses nie so eenvoudig nie. Elkeen van julle het 'n pad van genesing wat vir julle voorlê, sekere brûe wat julle moet kruis. Wat ek vandag aan elkeen van julle wil bekend maak is, julle is nie alleen in hierdie proses nie. En julle het nie nodig om dit alleen deur te werk nie. Kyk bloot net vir 'n oomblik na die mense rondom julle. Julle geliefdes, die wat julle bystaan, wat julle ondersteun. Wees daar vir mekaar. Maar baie belangrik, onthou ten alle tye, God sal met julle wees. Geen nie om hoe swaar, hoe moeilik. Hy staan arms uitgestrek voor sy kinders en hy roep hulle in. Hy is gewillig om te help. Hy is gewillig om 'n pad van genesing saam met julle te stap. Daarom moedig ek julle, wees eerlik oor julle verlies. Dit is nie maklik nie, nee, maar dit is nodig. Deel dit met mekaar. Baie kere het al wat ons nodig het, is net iemand om na ons te luister. Nie iemand wat antwoorde hoef te gee nie. Ons het net nodig om dit wat hier op ons bors en op ons skouers is, van ons lyf af te kry. Luister na mekaar. En waar jy kan, help uit. Seker een van die maklikste en die kragtigste maniere om iemand te help in 'n tyd soos vandag. Gee vir hulle 'n drukkie. Hou hulle styf vas en sê, ons is daar vir julle. Deel alle herinneringe wat julle van Colleen het met mekaar, die goeie en die slegte. Lag saam, huil saam, groei saam in hierdie pad vorentoe. Party dae gaan moeiliker as ander wees. Party dae gaan julle 2 tree vorentoe kan gee. 'n Ander dag is dit 1 tree terug. Wat ek wil uitlig rakende dit is, 2 tree vorentoe en 1 terug is steeds vorentoe. Moenie bekommer oor môre nie. Moenie bekommer oor volgende week, wat volgende maand moet gebeur, en ons is al so ver in die jaar 2026 in nie. Nee. Fokus op vandag. Vra vir die Here dat hy julle net sal bystaan vir 'n dag nog ekstra. En onthou ten alle tye, Jesus Christus het die dood oorwin. Hy het ons straf afbetaal. En hy het vir ons 'n nuwe hoop kom gee. Toe ons Amazing Grace vroeër gesing het, het daar vinnig op een van die prentjies Johannes 3 vers 16 gestaan. Vir so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, dat die wie in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal kry. En daarom kan ons vandag hier uitstap wetend. Ja, dis seer hier binne, maar ons weet waar sy is. Sy is by God. Amen. Ek gee 'n oomblik vir stil gebed.
Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus ons Here. Here, wees met elke liewe een hier vandag. Hou hulle vas, vertroos hulle. Baie kere word ons so oorweldig deur die gebrokenheid van hierdie wêreld, word ons gestamp en gestoot. En baie kere het ons ook vra, maar hoekom moes dinge op 'n sekere manier uitgespeel het? Wees asseblief met elke liewe een. Hou hulle vas en laat die waarheid en die realiteit van u oorwinning van die dood, u wat uit die dood uit opgewek is, laat dit 'n houvas in ons lewens sal kry. Dat ons kan sê, maar ja, my verlosser leef. En alles gaan nie net oor die lewe hier en nou nie. Daar wag 'n ewigheid vir ons saam met u. Maar steeds wil ons met u ook eerlik kan wees en sê dit is seer. Versterk ons, Here, lei ons. U is ons enigste verlosser, ons enigste vertrooster. En daarom prys ons u heilige naam. Amen. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my
For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Geliefdes, ek vra asseblief dat julle sal staan en so ook die seën van die Here sal ontvang. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal julle bystaan, julle versterk en julle lei tot in lengte van dae. Amen.